praat in hierdie Pinkstertyd oor die koms van die Heilige Gees. Ons het die vorige keer net gesien hoe God vir ons goed is en hoe hy ons wil seën en daarom dat hy sy Heilige Gees gestuur het. En daarom die dors en die verlange in ons hart om die Heilige Gees beter te leer ken, om meer lief te hê, om beter te ken en beter te gehoorsaam. En dis juist hierdie Pinkstertyd dat ons wil fokus op God die Heilige Gees, die derde persoon van die drie-eenheid, wat gekom het om in hierdie bedeling in ons harte te woon en by ons te wees. En ek wil vir jou aanmoedig om te lees en kursusse te doen en 'n slag miskien Handelinge deur te lees en net te gaan merk oral waar jy iets van die werking van die Heilige Gees opmerk. Baie lank is daar in ons lewe 'n groot stilte gewees oor God die Heilige Gees. Vir baie mense is dit so dat die Heilige Gees iets vaag is, 'n krag of 'n invloed of iets, maar nie God nie. Nie die liefdevolle God wat in jou wil woon en wat jou helper wil wees, wat vir jou wil sorg en vir jou goed wil wees en jou help om 'n getuie vir die Here te wees en 'n voorbeeld en 'n wonderlike kind van God te wees en so te lewe. Jou help om skatte bymekaar te maak, nie op die aarde nie, maar met 'n hemelse perspektief, skatte bymekaar te maak in die hemel. Ken jy hierdie Heilige Gees? Wil jy hom nie beter leer ken nie? Ek wil vir jou aanmoedig, as jy iets kan lees, as jy iets kan doen, gaan merk al die Heilige Gees tekste in Handelinge. Maar hier is 2 boeke wat ek ook self geskryf het na baie studie om te sien. Wat sê die Bybel oor God die Heilige Gees? 'n dunne en 'n dikker ene wat baie meer omvattend is oor al die gawes van die Gees. Jy kan dit by ons bestel by die kontaknommer, die WhatsApp nommer wat jy ons enige iets kan vra of ons kan kontak by. Die nommer is 079 195 1586. Nou, ek wil by hierdie geleentheid dan nou spesifiek ook praat oor God die Heilige Gees en my gebed is dat jy die Gees van God beter sal leer ken. Jy kan ook na hierdie nommer nie net vir die boek skakel nie, of hierdie 2 boeke is ook in Engels beskikbaar. Jy kan ook vir ons 'n boodskap stuur. Ons wil met jou kontak hê, vertel vir ander en like ons op sosiale media. Jy sal sien, ons is op Instagram en op Facebook en X, en jy kan hierdie boodskappe weer gaan luister of aanstuur die skakels na enige iemand. En daar's mense wat oor die hele wêreld, mense wat uit Suid-Afrika getrek het, wat so behoefte het net na so 'n diens, na lering in hulle eie taal. Baie mense wat Engels sprekend is, wat sê die onderskrifte leer vir hulle soveel meer van Afrikaans, maar help hulle ook dat hulle die hele diens absoluut volg in die Engelse onderskrifte. So ek wil vir jou uitnooi om ook op YouTube te gaan kyk. Al hierdie boodskappe is daar beskikbaar onder Dirkie van der Spy bediening. Nou, my vraag as ek oor die Heilige Gees by hierdie geleentheid met jou wil praat is jy seker jy is vervul met die Heilige Gees? Is jy seker jy ken die Heilige Gees? Het jy 'n verhouding met God, die Heilige Gees? Is dit so dat jy kan sê, jy is seker hiervan, dat die Heilige Gees jou lewe beheer? Ek onthou daai een keer wat die dominee gevra het, sal almal wat 100% seker is dat hulle vervul is met die Heilige Gees opstaan? En ek kon nie opstaan nie. En toe sê hy, maar jy's nie binne die wil van die Here as jy nie kan opstaan nie, want Efesiërs 5:18 is 'n opdrag, word vervul met die Heilige Gees. En as jy nie seker is, jy is gehoorsaam aan hierdie opdrag nie, dan is jy nie binne God se volmaakte wil nie. Dit was die begin van 'n soeke in my hart en van 'n totaal nuwe dimensie wat die Heilige Gees in my geestelike lewe gebring het. So ek wil jou ook aanmoedig om regtig eerlik te wees met jouself. Is jy onder beheer van die Heilige Gees? Het jy 'n goeie verhouding? Het jy 'n intense, oomblik vir oomblik, 24/7 verhouding met God die Heilige Gees? Hoor jy sy stem? Ervaar jy sy werking? Is hy vir jou 'n werklikheid? Ken jy hom as die helper wat jou elke keer kom help as jy na hom roep? Bewus wees van God wat in my is. Party mense sê, nee, ek twyfel hieroor. Ek weet nie. Ek het gedog,
ek is vervul met die Heilige Gees. Ek het gebid en ek het gevra en ek het daai tyd vir 'n rukkie nogal 'n groter passie vir die Bybel gehad en 'n liefde vir mense. En ek het agtergekom dat ek regtig so opgewondenheid in my hart het oor my godsdiens. Maar dit het vervaag. Ek dink nie dit het gewerk nie. Jy sien, dan kom die duiwel, hy is die leienaar. Hy kom sê vir jou, dit het nie gewerk nie. Nee, jy verbeel jou. Daai was maar sommer so opflikkering nie. Dit was 'n emosionele ietsie. Dis nie die Gees van God nie. Hy is nie in beheer in jou lewe nie. Jy sien, want die vyand sal kom om jou ou natuur te beskerm. En hy wil nie die oppositie hê, God die Heilige Gees in jou in beheer nie. So ek en jy moet weet, dat ons moet vashou aan hierdie belofte, dat as ons met die Heilige Gees 'n ooreenkoms gemaak het, dan staan daardie ooreenkoms. En ek en jy moet weet, dat ons hoef nie te voel of bewyse te hê nie. Daar staan in Galasiërs 3 vers 14, so het ons dan deur die geloof die Gees ontvang wat God beloof het. God het die Gees beloof, hy wil hê dat die Heilige Gees jou lewe moet vul. Sy grootste begeerte is, dat die helper wat hy gestuur het, jou lewe sal beheer en jou sal help. As jy hom vra, dan moet jy dit glo. Hy sal nie 'n leuen vertel nie. Dis sy grootste begeerte. God die Heilige Gees wil jou vervul. As jy hom vra, doen hy dit onmiddellik. Glo dit, dat hy dit gedoen het. Maar nou kom die vyand en hy kom laat ons twyfel. Ja, maar kyk jou gevoel. Of jy hoor 'n storie van iemand wat vertel, weet jy, ek het so ervaring gehad, die Gees het vir my warm gemaak. Ek het 'n gloed in my binneste gehad, 'n vuur wat in my gebrand het. Ek het God se krag uit so oor my gekom, ek kon nie meer staan nie. Ek het net ervaar, die Gees vat nou die beheer oor. Iemand anders wat sê, ek het hierdie wonderlike belewenis gehad, dat ek in tale gepraat het. Nou, dis alles wonderlik en dit kan eg wees en dit kan bewyse wees van die Gees se werking in jou. Maar dis nie die enigste bewyse nie. As jy nie soos iemand anders emosioneel ervarings het of reageer het nie, dis nie te sê dat die Gees het nou nie gewerk in jou nie. Jy weet, as ek sien op Pinksterdag kom die Heilige Gees en hy vervul hierdie mense wat daar in die bovertrek gesit het, die disippels. En dan begin hulle praat in vreemde, bekende tale, sodat mense kan hoor en die evangelie hoor in hulle eie taal. En dat hulle tot bekering kan kom. In Handelinge 19 lees ons weer waar hulle vervul is met die Heilige Gees na Paulus vir hulle gebid het. En dan sien ons dat hulle in 'n engeltaal begin om die Here te loof en te prys. Op ander plekke sien ons, daar is nie spesifieke verduidelikings en manifestasies of bewyse dat daar iets gebeur het nie. Jy kan nie 'n patroon vir die Heilige Gees, jy kan nie vir God voorskryf hoe hy nou moet 'n ervaring of 'n belewenis vir jou gee nie. God werk nie dieselfde in elkeen van ons se lewe nie. Jou geskiedenis, jou geestelike geskiedenis gaan anders wees as iemand anders se. So moenie probeer soos ander ene wees of glo, as hy dit beleef het, moet jy dit ook beleef, en as hy nou net so, dan moet jy ook so. Nee, jy moet weet in die geloof, al sou hierdie gevoel weggaan, al sou hierdie ervaring verdof, dan staan dit vas, ek het 'n kontrak met God, Heilige Gees, en dit staan vas. Ons moet natuurlik weet, dat daar is bewyse, van hoe ons kan weet iemand vervul is met die Heilige Gees. Die Bybel sê 'n boom word aan sy vrugte geken. So jy moenie dink dat hierdie persoon, as hy geesvervuld is, en hier kom allerhande selfsugtige, humorige, liefdelose, eersugtige dinge uit sy lewe, hierdie vrugte is nie 'n bewys van die Heilige Gees nie. Paulus skryf aan die Korintiërs, dan sê hy vir hulle, julle wat so baie in tale praat en so baie oor die gawes te sê het. Ek wil vir julle sê, al het julle al hierdie gawes nie liefde in julle hart nie, is julle niks. Ek wil vir julle sê, julle wat so in die gawes ingelig is en wat soveel ervaring het van die Gees in julle lewe. Hoe kan ek sien dat julle lewe met sulke sonde in julle lewe?
1 Korinte 3 sê, julle is jaloers teenoor mekaar. Is dit nou, is jaloesie, waar jy ander niks geniet, is dit nou iets wat uit die gees uitkom? Julle twis, julle stry, julle beklei, julle praat kwaad agter mekaar se rug. Een is vir Paulus, een is teen hom, een is vir Apollos, ander is teen hom. Daar's dwarstrekkery, onenigheid. Dan sê Paulus hulle, julle oor wie ek moet praat en vir julle lering gee oor die Heilige Gees en die werking van die gawes en ook die spreekende tale en die belangrikheid van profesie. As ek met julle hieroor moet praat, wil ek vir julle sê, as julle lewe nie reg is nie, is al hierdie gawes, is 'n geraas in my oë, in my ore. Die Here sê, ek kyk na julle lewe, Korinte, Christen. As jy twyfel dat hulle Christen is en dat die Gees in hulle is nie. Maar hulle laat hulle ou natuur toe. Hulle is, jy weet, die oomblik wanneer iemand begin dink hy is beter as 'n ander, is sy ou natuur weer besig om oor te neem. Is hy nie onder die Gees se beheer nie. Wanneer hy nie meer nederig is nie. Die vrug van die Gees is nederigheid. Wanneer hy begin trots raak, wanneer hy begin dink hy's belangriker, hy's meer geestelik as ander, hy sien neer op ander, ag nee, ek is te hoog vir dit, ek kan nie daai goed doen nie, dis vir hierdie ouens, ja, hulle het nog nie geestelik gegroei nie, ek is al verby daai stadiums. Nou sien jy, as jy by daardie ding kom, dan ontdek jy, jou ou natuur is nog steeds met jou. Hy het nie verdwyn nie, al het jy geesvervuld geword. Jou ou natuur is nog steeds daar, en Paulus skryf en hy sê, julle moenie toelaat dat julle ou sondige natuur weer oorneem nie. Die oomblik toe Eva en Adam gesondig het in die paradys, het hulle selfsugtig en bang en bevrees en oneerlik geraak, gaan kruip hulle weg vir God. Sê hulle, nee, is nie ek nie, begin hulle stry, dis sy, nee, dis nie, dis die duiwel, begin mekaar beskuldig, daar's spanning, daar's disharmonie, daar's oneenigheid. Dis die ou natuur wat nou in ons is, na die sondeval. Wat maak dat Kain sy broer doodslaan Abel? Wat maak dat Jakob lieg en bedrieg om seun te ontvang? Dat hy sê hy is Esau. Dat hy aantrek en maak asof hy Esau is. Oneerlik. As jy gaan kyk na Saul se oneerlikheid. Hierdie koning wat sê, nee, ek het gedoen wat die Here sê, ek het almal met die bandvloek getref, en wat se klomp beeste, en wat se klomp skape, jy het nie gedoen wat God gesê het nie. Kom die profeet van die Here en hy spreek hom aan oor sy skynheiligheid en sy oneerlikheid, en dan begin Saul homself regverdig, dis nie ek nie, dis die manskappe. Kan jy sien die mense ou sondige geaardheid? Dawid wat na 'n mooi vrou kyk, en dan gaan hy sy gedagtes aan en hy begin planne maak, hoe gaan hy haar kry, en hoe gaan hy met haar intiem kan verkeer. Kan jy sien, mense se ou natuur is nog in ons. Luister wat skryf Paulus oor hierdie sondige geaardheid. Die Gees van God het nou in my lewe gekom. Ek weet ek het 'n ooreenkoms gemaak, ek het 'n kontrak, ek weet die Gees is in my. Nou gaan ek nie meer luister na hierdie ander stemme nie, maar ek gaan weet, my ou natuur is in stryd teen die Heilige Gees. Luister wat staan hier in Galasiërs 5 vers 16. Wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit soeg voor begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil. En wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. En die praktyke van die sondige natuur wat die wet nou uitwys, hierdie praktyke van jou sondige natuur is algemeen bekend, naamlik onsedelikheid, onreinheid, 2 seksuele sondes en losbandigheid, gaan daarmee saam. Dan oor ons verhouding met God, afgodsdiens, towery, verhouding met ons naaste, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge
Ek waarsku julle, soos ek julle al vroeër gewaarsku het, wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Dit is 'n verskriklike woord hierdie, né? Dat die Here sê, jou ou natuur is nog daar, en hy kom met allerlei slim plannetjies en sonde wat hy nog in jou lewe wil indra, en wat hy jou kom uitlok om te doen en toe te gee. En hy noem hierdie sondes by die naam. Dan sê hy, jou ou natuur, dis hoe hy lyk. Al hierdie lelike, sondige, onsedelike, onrein, liefdelose goed. Dit is die ou natuur wat nog in ons is. En daarom as ons weer struikel, of ons doen weer sonde, moet ons nie glo, maar die Gees het my nou verlaat nie. Ek het hom bedroef, ja. My verhouding met hom is nie reg nie. Ek moet herstel, ek moet bely, en ek moet hom weer die volle beheer gee. Dis die antwoord. Moenie nou weer wegdwaal en die duiwel glo en sê, ag nee, wat dit nie gewerk nie. Die Here stel nie in my belang nie. Here is juist nou besig. Is nie toevallig dat jy hierdie woord hoor nie. Dat hy vir jou sê, kom terug, kom uit die sonde uit. Bekeer jou, draai jou rug op hierdie ou dinge. Moenie toelaat dat hierdie sondige dinge weer in jou lewe na vore kom. Jy's nou 'n wedergebore mens. Die Gees van God het in jou hart kom woon. Hy het jou 'n nuwe mens gemaak. Jy is nou uit die Gees gebore. Nou is hier twee magte in jou. Die ou natuur, wat nog jou lewe wil beheer met sy ou praktyke en sy ou gewoontes en sy ou begeertes. Hulle is hier. Maar jy moet hulle doodmaak en kruisig. Jy gaan nie meer jou aan hulle steun nie, want die Gees van God is nou in jou. En wat wil die Heilige Gees kom doen? Hy wil jou 'n kind van die Vader maak en dat opgroei in geestelike volwassenheid, dat jy al meer soos die Vader se beeld sal lyk. Dat jy soos Jesus sal lyk, dat jy sy karaktertrekke sal hê, dat jou persoonlikheid gaan verander. Jy gaan anders te optree. Hierdie kortgebonde, ongeskikte, selfgesentreerde, in myself geleef, daai mens gaan mense nie meer sien nie. Hulle gaan 'n liefdevolle mens sien, wat nie miskien so uitbundig soos ander is nie, maar jy sy liefde en sy warmte en sy vrede ervaar en die Here sien in daai persoon se lewe. Dis wat moet gebeur in ons lewe. Weet jy iemand is geesvervuld? Jesaja 47 sê, daar kom water, die Gees van God wat uit sy troon uitstroom verby die altaar, die Golgotha, en in die woestyn loop, dan groei daar bome, dan kom daar plante, dan kom daar bome wat elke dag vrugte het, en elke dag se blare bring genesing. 'n Boom word aan sy vrugte geken. As die Gees van die Here jou lewe vervul, gaan jy dit in daai persoon se lewe sien. Daai persoon gaan vrug dra. Daai persoon se lewe gaan genesing bring vir ander. Daai persoon gaan blydskap en lewe bring vir iemand, soos 'n wonderlike vrug vir iemand blydskap en lewe en gesondheid bring. Dis wat die Gees van God wil kom doen deur jou. As jy vervul met die Heilige Gees, dan wil ek jou vrou vra, jou man vra, hoe lewe jy, hoe praat jy? Mense by die werk vra, hoe lyk die vrugte wat hulle daar sien? Vir jou kinders vra, is jou ouer Christen? Is hy geesvervuld? Is sy geesvervuld? Wat sien jy dit? Waaraan sien jy dit? Hoe herken jy dit? Jy sien, Galasiërs 5 vers 22 verduidelik vir ons, wat gaan gebeur? Jy nou gehoor, as jou ou natuur in beheer is, die vrug van hierdie sondige geaardheid, is al hierdie lelike dinge. Die vrug van die nuwe mens, die vrug van die Heilige Gees is die volgende. En dit is wat in ons lewe al meer moet verskyn. Galasiërs 5 vers 22 sê, die vrug van die Heilige Gees, die vrug van die Gees daar teenoor hierdie sondige natuur, se vrug, is naamlik liefde, vrede, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Kan jy sien wat wil die Gees van die Here kom doen? Hy wil vir jou mooi, nuwe karaktertrekke gee. Hy wil vir jou 'n vriendelike mens maak. Hy wil vir jou 'n mens met 'n goeie hart maak. Hy wil hê jy moet soos Jesus begin lyk. Jy weet iemand wat sê, nee, ek kan nog glad nie sien, daai kind wat gebore is, hy so opgevrommel, ek kan nie agterkom soos wie hy lyk nie.
dan word hierdie kind groter. Dan sê jy moet net sien, hy gelaatstrekke van sy pa. Jy moet sien sy loop, sy praat, sy maniertjies wat hy het. Jy moet sien, hy loop heel net sy pa, met 'n tang of 'n hamer of 'n golfstok of wat ook al, hy moet 'n bal besig. Hy so sy pa. Ek en jy moet al meer word soos ons hemelse Vader. Wat is hierdie vrug? Here wil hê in ons lewe moet daardie liefde van God wees vir verlore mense. Dit wil die Gees vir ons kom gee. Ons het dit nie van nature nie. As Jesus oor Jerusalem kyk, dan huil hy. Hoe graag wou ek julle nie, soos 'n hen haar kuikens onder my vlerk by mekaar maak. Hoe graag wou ek julle nie by verlossing uitbring, maar julle wou nie. Jesus se liefde, as hy na daai vrou kyk wat hom met klippe wil doodgooi. Hy sien hierdie sondige vrou in haar onsedelikheid. En hy sê, gaan heen en sondig nie weer nie. Hy spreek haar vry. En hy neem haar sonde op hom aan die kruis. Die liefde wat Jesus het vir mense wat verlore is. Daai vrou by die put, Johannes 4. Liefde, vrede. Jesus wat lê en slaap op die skip, agter in die boot, terwyl daar 'n storm woed, want hy's in sy Vader se sorg. Hy's veilig by sy Vader. Vreugde. Wat Paulus en Silas, hulle sing. Die Gees van God gee vir hulle, te midde van stikkend geslaande liggame en knyp van die boeye, sing hulle lofliedere tot eer van die Here, en die hele tronk raak bewus van God se teenwoordigheid. Hier's 'n vreugde in die tronk. Waar kom dit vandaan? Nie uit 'n mens nie. Dis nie dat Paulus hulle daarna gevoel het nie. Dit was die Gees wat dit vir hulle kom gee het. Dit was die Gees se kragtige werking. Geduld. Geduld. Het jy al gedink, die geduld wat daar moet wees, toe hulle vir Jesus aanhou beskuldig het, daar in die hof, toe hulle daai aand hom gevange geneem het, die donderdag aand voor sy kruisiging, hoe hulle met hom aangaan, hy bly net stil, hy het geduld, hy hou uit, hy gaan nie kwaad word nie, hy het selfbeheersing, hy gaan nie terugvloek of slaan of oordeel of iets doen nie, hy bly, Vader vergeef hulle, Vader vergeef hulle, Vader vergeef hulle. 70 maal 7 keer. Dis iets wat die Gees kom doen. Ons het nie daai karaktertrek in onsself nie, maar die Gees kom gee vir ons vergewensgesindheid, kom gee vir ons geduld, dat ons lankmoedig is, dat ons aanhou. Vriendelikheid. Dit is my so mooi as 'n mens sien, die Bybel 'n prentjie teken van kindertjies wat graag by Jesus wil wees, wat by hom kom staan, en Jesus sê, so moet julle word, soos hierdie kind. Ons as jy nie in die hemel kom nie. En moenie die kindertjies keer, laat hulle na my toe kom. Hierdie vriendelike Jesus, hierdie liefdevolle man, ons wil by hom wees. Moeders wil graag hulle kinders by hom hê. Hulle is nie bang vir hom nie, hulle vlug nie vir hom nie. Dis wat die Gees kom doen as hy jou lewe beheer. Hy gee vir jou vriendelikheid, hy gee vir jou goedheid. Die vrug van goedheid, dat Jesus sê, hierdie brood en hierdie wyn, dis my liggaam, ek wil dit vir julle gee, ek wil vir julle geestelik seën, ek wil hê julle moet geestelik groei, ek wil hê julle moet geestelik volwasse word, ek wil my bes doen, ek sal my alles gee, ek sal die prys betaal vir julle aan die kruis. Daai vrou wat haar duurste nardusflesie parfuumolie uitgiet op Jesus. Hierdie goedhartigheid wat die Gees in 'n mens se hart werk. Hierdie getrouheid soos 'n slaaf wat sal doen wat hy gesê het, my ja is my ja. Ek maak nie net goedkoop beloftes nie. En dan uiteindelik nederigheid, soos Jesus wat by hulle voete kniel en hulle voete was, wat hierdie onaansienlikste werk doen. Dis Jesus se karaktertrekke. Dis wat die Gees wil kom doen. Hy wil vir ons mooier mense maak, getuies en voorbeelde in hierdie krom en verdraaide geslag waarin ek en jy leef. Ons moet uitstaan, ons moet skynende ligte wees, ons moet helder fonteine wees, ons moet bome vol vrugte wees, en dit kan die Gees kom doen. Is jy oop dat die Gees jou lewe volkome kan beheer? Hoe gaan jy dit regkry? Luister net bietjie hierdie twee magte wat teenoor mekaar staan. Dis jou geheim. Galasiërs 5 vers 24 sê, die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig, doodgemaak. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou
ook ons gedrag bepaal. Laat die Heilige Gees jou lewe beheer. Moenie meer jou ou natuur toelaat nie. Laat die Gees jou lewe beheer. En dan gaan jy al meer lyk soos jou hemelse Vader. Sy trekke gaan in jou na vore kom. Die beeld van Jesus gaan in jou sigbaar word. Mense gaan die lieflikheid van die Here en die hemel in jou sien. Ons kan nie uit ons ou natuur mense beïndruk en geestelike beïnvloed en verander nie. Maar die Gees van God wil dit kom doen. Wil jy nie voor die Here gaan stil word en jouself net 'n bietjie afsonder? Vir die Here vra, wie voed ek? Voed ek my ou natuur of kruisig ek hom? Is ek sag en liefdevol en passievol vir my ou natuur of is ek dit vir die Heilige Gees? Is hy in beheer? Sal ons nie vra dat die Gees die beheer neem? Vra dit nou en gaan leef dit uit. Here Jesus, baie dankie dat U vir my sonde aan die kruis gesterf het. Dankie dat U al my ongehoorsaamheid op U geneem het. Al my sondige dinge wat in my lewe en uit my ou natuur, al hierdie lelike vrugte, Here vergewe my, was my kleed skoon en kom gee my 'n nuwe kleed dat ek U vrug sal dra. Kom vul my met U gawes en U vrugte en dat die wêreld U sal sien in my. Nie aangeplak en voorgegee nie, maar eg deur U Gees, vrugte wat U verheerlik. Dankie dat U my hoor in Jesus naam. Amen.